Kom sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Ek was vasgehou deur vrees en skuld. My oë moeg van vorentoe kyk. Ek het gehardloop, maar net in sirkels, tot U my naam weer sag kom sê. U roep my nader, nie met eise nie. Net kom en sien, bly hier by my. In U teenwoordigheid begin iets breek. En ek leer weer wat dit is om te leef. Lewe, ek laat los, die handbrake nou. My oë vas op Jesus gehou. Nie perfeksie nie, net elke tree. U genade dra my vorentoe mee. Lewe, ek drink uit lewende water. U maak my hart weer nuut van binne af. Jesus, U is my begin en einde. En U alleen leer ek regtig leef. U raak aan wat ander vir my het. U sien die seer wat niemand sien. U kyk verby die wond en maskers. U praat vergifnis diep binne-in. Liefde gaan dieper as genesing. U waarheid bring my hart tot rus. Waar ek gedink het ek is verlore, Noem U my kind en hou my vas. Lewe, ek laat los, die handbrake nou. My oë vas op Jesus gehou. Nie perfeksie nie, net elke tree. U genade dra my vorentoe mee. Lewe, ek drink uit lewende water. U maak my hart weer net van binne af. Jesus, U is my begin en einde. En U alleen leer ek regtig leef. 'n Vader wat hardloop, arms oop. Nie veroordeel nie, maar hoop. 'n ander soort koning, sag en naby. Met die kruis wat sê dit is volbring. Ek gee my beheer, ek volg die pad van oorgawe, liefde in beweging geset. U lewe in my, my lewe in U. Nou leef ek nie meer net vir myself nie. Lewe, nie deur wat ek doen nie, maar deur wat U reeds klaar gedoen het. Lewe, want U het opgestaan. Die graf is leeg, die dood verslaan. Lewe, U leef en daarom ek 'n nuwe begin, 'n nuwe perspektief. Jesus, U is my alles. In U leer ek lewe. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Dis 'n voorreg om God se woord te bring. Dis 'n voorreg om te mag kyk en luister soos jy nou na God se woord. En dis my gebed dat jy vandag die stem van die Heilige Gees sal hoor, hier in jou hart inspreek. En dat jy sal hoor dat God besig is om soos jy lewe, jou storie saam te skryf. Dis die God wat jou storie skryf, wat jou nou hier kom groet en vir jou welkom heet en sê genade en baie vrede vir jou. Ons staan hier in my swaarse huis, my suster hier in Uitenhaag, Karine en Christus Stoemke, in hulle besige prentjiehuis. Ek het spesiale wit hemp gaan aantrek, dat ek nie wit raak, of wegraak hier agter die tussen die prentjies nie. Nou ons het vanoggend 4 uur opgestaan, ek en Christo, en ons is deur daarna na PE toe om te gaan daar by die wandelloop pad daar in die see in te gaan preek opneem, hierdie preek, en ons was so 3/4 weg, toe het 'n persoon ons daar weggejaag. So nou probeer ons weer, en dit is hoekom ons nou hier staan. Ek is op toer deur ons land met my nuwe boek Asem. Die Engelse weergawe is Breathe. Nou ek stap so van boekwinkel na boekwinkel
om te hoor of hulle nie hierdie boeke op hulle rakke wil hou nie. Jy sien, dis alles wat 'n mens moet doen om God se saad in die grond te kry. En so sien ek natuurlik ons pragtige land. En het ons nie 'n pragtige land en ons is so bevoorreg om hier te kan bly nie. Nou die afgelope week het ek daar beginne by die Weskaap by die huis en deur die pragtige Suid-Kaap gegaan. En ek is nou hier in die Oos-Kaap. Wel, ek was vanoggend daar in Port Elizabeth, ek is nou hier in Uitenhage. En ek het daar gestaan by die Shark Rock Pier. Nou hierdie wandelhoof, soos wat 'n pier in Afrikaans heet, het begin met ingenieurs wat besef het dat daar moet iets gedoen word aan die see wat die kuslyn so daar timmer en stukkie vir stukkie eintlik afbreek en wegdra. Toe is daar begin bou aan 'n storie van so 'n wandelhoof om die see te tem. En dit het 8 jaar geneem om gebou te word. Vandag is die 140 meter lange betonbrug 'n baie mooi plek om die sonsopkoms te gaan kyk en ook soms die sonsondergang. Nou die storie van die Shark Rock Pier het begin met die idee van 'n tekening deur 'n argitek en baie staal en sement en sand gevat en konstruksiedraers en baie mense om dit op die ou end te bou. Nou net soos dit 'n storie is wat begin is en 'n einde gehad het, so het ons wat kinders van God is, ook 'n storie. Daar word ook 'n storie geskryf en ons leef die storie. En die storie van ons het begin tussen ons ouers, wat 'n idee gehad het vir 'n kind. Maar eintlik begin die storie voor dit. Want Jesaja sê dat God het aan ons gedink nog voor ons gebore is. Ja, ons storie begin by God wat reeds opgewonde was oor ons lewe vandag hier op aarde. Nog voor ons gebore is, nog voor ons idee van ons ouers oor ons. Nou ek wonder of ons regtig begryp hoe spesiaal dit vir ons elkeen maak, dat die almagtige Skepper God het ons uitgekies om sy kinders te wees. Hy is ons Vader en dit maak ons broers en susters van Jesus. Weet jy hoeveel waarde het jy? Dink 'n bietjie daaraan. As jy die waarde van 'n boemelaar gehad het, sou jy ooit by jou werk uitgekom het? Nee, jy sou nie kon nie, want jou eie kop sou jou handbriek gewees het en jou keer om jou plekkie daar onder die karton op die winkel se stoep te verlaat en te ryk na die sterre. Maar as jy weet dat jy is met God se hand uitgekies, weet jy dat jy superwaarde het, dan kan jy enigiets doen. God sien die potensiaal in jou raak. Hy weet waartoe jy in staat is, soveel meer as wat jy self dink. Maak nie saak waar jy trek met jou ouderdom nie. Dit maak nie saak in watter seisoen jy is nie. Maak nie saak wat jy al aangevang het of nie gedoen het wat jy moes doen nie. God is besig met jou storie. Soos daardie brug met 'n idee, met 'n droom, met 'n storie begin het wat op die ou end vorm gekry het en 'n pragtige brug, wandelhoof daar in die see is. So is God besig met jou storie en jou storie te laat waar word. Nou vandag gaan ons so 'n bietjie na Josef se storie kyk en hoe dit vorm gekry het en hoe God heeltyd by sy storie betrokke was. So kom ons raak rustig en ons stel onsself in vir die ontvang van God se woord.
Vader, Here, baie dankie dat U vir ons voorsien. Ja, Here, mense het baie keer vra, so toe ek na toe ry en ek dink ons het vanoggend so vroeg opgestaan, ons het so 'n mooi setting gehad daar by die brug en hier in die halfte toe moes ons omdraai en terugkom. Maar toe ek terugkom hier, toe besef ek, ons kan nie altyd om die draai sien nie. Dalk het iemand verbygekom 5 minute later in die kamera gegryp. Hoe sou ek dan gevoel het? So Here, ons wil net sê, ons berus by U besluite in ons lewe. Ons berus met die storielyn wat U vir ons skryf. Vader, dankie dat U 'n goeie Vader is. Dankie dat U 'n liefdevolle Vader is wat stories skryf uit liefde uit om ons te red. Vader, help ons om hierdie boodskap wat U vir ons het te gaan uitleef en U storie in ons lewens te gaan waarmaak. Vader, ek vra dat U die bedienaar van die woord in ons almal se sonde sal vergewe. Amen. Josef was die tweede jongste van 12 seuns, maar sy pa se geliefde seun. Hy was anders as die ander, nie eintlik baie geliefd onder sy broers nie. Hy het by sy pa stories aangedra oor wat het sy ouer broers nou weer aangevang en wat het hulle gedoen, en dit het nou nie juist baie gehelp om 'n goeie verhouding tussen hierdie tweede jongste broer en die ouer broers te hê nie. Maar God was besig om met hom te woel, al van die begin af. En ons sien Josef se storie begin vroeg waar hy 'n snaakse droom kry oor sy broers wat gerwe bymekaar maak en dan dat sy broers se gerwe voor syne kom kniel. Nou deur hierdie droom, as jy nou mooi gaan dink, het God eintlik vir Josef so 'n kykie kom gee in sy lewe en waarheen sy storie op pad is en waar sy storie gaan uitkom. Maar ek vermoed hy het dit op daai stadium nie lekker gesnap nie. Nog minder het sy broers dit gesnap en hulle was verseker nie dik van die lag nie. Toe hulle hierdie storie hoor nie. Hoor hierso, Genesis 37 vers 10. Opgewonde het Josef ook vir sy pa van die droom gaan vertel. Sy pa het hom egter kort gevat. Nou wat se dromery is dit met jou? Wat beteken al jou drome? Dink jy nou regtig ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig? So verontwaardig is Jakob. Dit was eintlik net genoeg, 'n groot genoeg klip in die skoen van Josef se broers, wat die verhouding eintlik geheel en al op die koffie gehad het. Nou op 'n dag het Jakob vir Josef gestuur om te gaan kyk hoe dit met sy broers gaan, en om so af te kom verslag doen, wat in hulle lewens aangaan. Nou ek wonder, of het uit moedswilligheid was, dat Josef die erekleed gedra het wat sy pa vir hom gegee het, om vir hom te wys, hy's eintlik die blue-eyed boy. Maar die uitstappie, weet ons, eindig in 'n nagmerrie vir Josef. Sy broers wil hom doodmaak, maar sy oudste broer keer gelukkig en maak 'n ander plan. Genesis 37 vers 23 tot 24. Toe Josef uiteindelik by hulle aankom, het hulle hom begin rondpluk en sy klere het afgeruk. Dit was die klere wat sy pa nog vir hom laat maak het, die met die lang moue en die klere in. Toe het hulle Josef gegryp en hom met geweld in die put gegooi. Gelukkig was die put leeg en Josef het daaronder op droë grond geval. Dit is so half of Josef se storie nou eintlik by 'n dooie punt, hier by 'n krisis opgedaag het en niemand, nie eers die broers weet, wat die volgende hoofstuk, volgende seisoen gaan wees nie. Maar ek dink dis hier waar ons eintlik in verskoon tog moet vorentoe gaan, na die eindpunt van Josef se storie. Sodat ons kan sien hoe God betrokke is met die ops en die afs. Hoe God die storie laat aangaan. Onthou die droom van die gerwe waar die broers voor sy gerf aanbid het. Daar sou 'n groot hongersnood die wêreld tref. Amper so groot
katastrofe soos wat COVID in ons tyd is. Dit het almal geraak. Die kos in die wêreld van daardie tyd het opgeraak. Daar was niks nie. Daar sou niks wees nie. Daar sou nie kos wees vir die mense nie, daar sou nie kos wees vir die diere nie, en God het natuurlik gesien wat aan die kom is. En hy het geweet, daar gaan 'n probleem wees met kosvoorraad. As gevolg van die seisoen wat die mekaar was, en die reënstelsel wat nie lekker gaan wees nie. En getrou aan God se hart, gee hy om vir sy kinders hier op aarde. Hy wil sien dat sy mense nie van honger doodgaan nie. Daarom maak hy 'n plan, soveel jaar al voor dit. En hy's besig om iemand se storie te skryf en dit waar te laat maak, sodat daar kos gaan wees vir sy mense. Ek weet mense hou nie daarvan dat jy so hier in die middel van 'n fliek die eindelik sommer so kom vertel nie. Maar ek vermoed jy weet eintlik is waartoe ons op pad is. God wil kos vir al die mense voorsien. En hy gaan vir Josef die kingpin maak, die hoof oor 100, die spensbestuurder. Hy gaan hom maak die ou wat gaan uitdeel vir almal. Maar God sit met een probleem. Josef was in Kanaan. En hy het hier by sy broers in Dothan gaan kuier. En dit was plus minus 500 km van Egipte, waar hy die spens moes gaan oprig. Maar kyk net, hoe laat God vir Josef se storie waar word. Daar kom toevallig 'n slaafsmous verby, en Josef se broers dink, dis nou 'n wit warm idee om hom te verkoop aan hierdie ou, want dan is hulle uiteindelik heeltemal ontslaaf van hulle klein irritasie. En wonder, kom Josef aan in die land waar God hom wil gebruik. Hier maak Josef gou opgang, en hy klim die trappe van die lewe. Genesis 39 vers 2 en 3. Die Here was baie naby aan Josef, en dit het goed met hom gegaan. Hy het in Potifar se huis gewoon, en hy het ook daar gewerk, het lekker gegaan. Potifar het agtergekom dat die Here is naby Josef, want hy was suksesvol in alles wat hy gedoen het. En hy word die mynpina daar van die huis. En dis eintlik so half 'n feel-good movie, 'n lekker storie, wat na swaar van die verwerping deur sy broers en daar in die put, en almal wat daar gesit het, weet, op 'n manier het dit eintlik ons in tot trane toe gedryf, draai die storie na die goeie kant toe vir Josef. Maar soos 'n riller tref die volgende brander hom. Dis nou die einste Potifar se vrou, wat Josef se mooi lyf raak sien en lus is vir hom. Ek wonder of dit jou ook raak, as mense nie die waarheid praat, en ander moet nou as gevolg daarvan seer kry of swaar kry, soos wat Josef nou moet onskuldig in die tronk gegooi word nie. Dis eintlik so unfair. Uit 'n land van melk en honing, by wyse van Spreuke, word hy in 'n put gegooi, hy kom uit, gaan goed, en nou is hy weer in die tronk. Maar Josef doen gestand aan sy beeld as held van die storie, en laat hom nie van sy pad af kry deur hierdie uitdaging voor hom nie. Hy gaan sit nie in sak en as, soos wat ons baie keer doen nie, as daar so 'n krisis oor ons pad kom nie. Hy gooi nie dit en begin vra vir God en kom in opstand nie. Nee, hy leef die beeld van kind van God. En is juist daardeur wat sy lewe in die tronk 'n voorbeeld raak vir ander. Dit is Genesis 40 vers 23. Omdat die Here by Josef was die hoof van die tronk oor niks bekommerd nie. Hy het alles aan Josef oorgelaat, sommer daar in die tronk. En die Here het Josef gehelp, sodat alles goed met hom gegaan het. Selfs in hierdie winterseisoen van sy lewe, kom die son op. En ons as kyker geniet hierdie feel-good movie. Die storie van Josef se lewe kom nou mooi inspel, en ons raak opgewonde saam met Josef oor hoe God hom gebruik, hoe die storie loop.
En dit raak nog lekkerder toe Josef uit die tronk geroep word om te kom help met die farao se droom. Die farao is so in sy noppies wat hierdie uitlander vir hom doen. Hy vertrou hom so dat hy hom Toabi, die tweede in bevel van die land maak. Almal in die land moet na hom luister en doen wat hy sê. En op 'n manier is dit seker te dik vir 'n daler. Asof die storielyn van die fliek nou die pap half amper te dik aanmaak en verby die waarheid half beweeg, oor die lyn steek. Maar waar God by betrokke is, gebeur dinge anders. Josef en sy storie kom nou by die hoogtepunt. En ek sien in my geestesoog hoe die dromme slaan, hoe die trompette so op hoë note geblaas word, en met donderende simbale en rook wat uitblaas, knars die groot deure van die voorraadkamers, van die spens oop, en die kos rol sommer so daar uit. Die mense juig, en gooi hulle arms in die lug, en hol, en val op hulle knieë deur. Hulle begin hulle sakke volmaak. Genesis 41, vers 56 tot 57. Toe die hongersnood op sy ergste was en daaromtrent geen kos in die land meer was nie, het Josef die groot voorraadkamers oopgemaak en vir elke Egiptenaar sy deel afgemeet. Die hongersnood het dag vir dag vererger. Van oor die hele wêreld het mense kos by Josef kom koop. Hulle kon nie anders nie, want die hongersnood het die hele wêreld in sy greep gehad. En God het dit geweet, en daarom het hy hierdie storie laat bou, laat waar word. En dit, my liewe vriende, was God se wens. Sy hart om te voorsien, sy hart om mense in nood te help. Dis wat liefde doen. Ware liefde maak planne, skryf stories, gebruik mense om 'n werklike verskil te maak in ander mense se lewens. God skryf stories vir mense om te leef, sodat sy wil geskied, sodat ander mense gered word. Dink aan die storie van Jesus. Jesus se storie drup van liefde. Watter groter storie is daar van liefde? Liefde wat soveel omgee vir sondige mense, dat God bereid is om sy eie seun te stuur om te kom sterf in die plek van sondige mense. In die plek van sondige mense die pak te vat, die dood te vat, sodat hulle nie self daarvoor te sterf nie. En dis presies waarheen ons op pad is, nou hier in lydenstyd. Ons is op pad na die kruis. Ons stap weer saam met Jesus. Ons, soos wat ons elke jaar doen, na die kruis toe, sodat ons weer God se storie in Jesus se hart kan ervaar. Ons kan weer, net soos die Engelsman sê, in awe staan en God se liefde ervaar. Maar God is nie net aan die skryf in Josef se storie nie. God het ook nie net Jesus se storie geskryf nie. Hy het ook jou storie geskryf. Hy het ook vir jou 'n storie, en hy is nou besig om daai storie te laat waar word in jou lewe. Ek weet, dit voel dalk nie vir jou so nie. Dalk het jy dinge gedoen wat nie so vars was nie. En nou dink jy dat God se storie nou nie meer inpas in jou lewe nie. Dalk dink jy, jy's te oud of die of daai. Dalk pas dit nie in die seisoen waarin jy nou is nie. Maar ek het nuus vir jou. God is steeds besig om jou storie so aan te pas, sodat jy juis uitkom by sy plan vir jou lewe. Josef is deur op en af. Daar was tye wat hy gedink het, is die einde van die storie. Daar waar hy in die put gelê het, wat hy verseker so gedink. Maar God laat dit anders uitwerk. God pas die storie aan ter wille van sy eie plan. In jou lewe was daar al krisisse, slegte tye, tye wat jou geld dalk op was, tye wat jou gesondheid dalk in die hek geduik het, tye wat verhoudings verwoes is, en
En jy gedink het, dis die einde van jou storie. Dalk was jy al op 'n plek wat jy self 'n einde wou maak aan die storie, aan jou storie. Terwyl ek voorberei het vir hierdie boodskap, kom daar 'n boodskap ingevlieg op my rekenaar van 'n dame wat met haar hande in haar hare sit. Hulle is uit al hulle geld geswendel. Hulle sit met niks nie. En sy kan nie aangaan met haar storie nie. Sy sê, hoor hier, Gerrie, vandag is ek by my eie kruispunt. Ja, ek dink aan selfdood. Nou vandag kom sê God egter vir haar en vir ons almal, hou uit, hou aan my vas, ek is besig om jou storie te herskryf, dat jy nog steeds sal uitkom by die hoogtepunt, sal uitkom by my wil. Daar as 'n spensbestuurder of 'n lewensredder of 'n geselsvriendin vir iemand in nood of 'n voorsiener vir iemand wat in stukkies brood moet lewe. Kyk net wat sê God. Ek is besig met jou storie. Vriendin. Ek het reg aan die begin gesê dat jy het baie waarde. Jy het soveel waarde dat God jou so waardig ag, dat hy saam met jou storie skryf. Jy moet dit weet. En jy moet dit glo. Jy moet glo dat elke tree wat jy neem, saam met God, jy God se storie laat waar word. En nee, ons storie het nie net een hoogtepunt waar ons ergens een gaan opdaag nie, maar waar ons nou is, elke dag loop, of dit nou in die veld is, of dit in 'n put is, of dit in jou baas se kantoor is, en of dit in 'n tronk is, of waar jy selfs die hoof is van een of ander organisasie. Daar wil God reeds sy wil laat gebeur. In Josef se storie was daar een vers wat my regtig lank laat dink het. En dit het my so voor die bors geslaan. Hoor mooi, Genesis 41, vers 38 tot 39. Daarop het Farao aan sy dienaars gesê, dis nou nadat hy al die drome uitgelê het, kan ons wel iemand vind soos hierdie man in wie die gees van God is? En Farao sê vir Josef, aangesien God dit alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandiger en wys soos jy nie. 'n leier van 'n ander land sien iets anders in Josef. Hy sien die gees van God raak en op grond hiervan gee hy vir hom die sleutels van die land oor. Watter impak moes hy nie op die Farao gehad het nie? Josef het geweet dat God besig was met 'n storie. Besig om sy storie te skryf. En hy het dit geleef. Hy was nie bang om in 'n vreemde land op te staan en God vir hulle te wys nie. Hy was nie bang om sy lewe oor te gee in God se hande, sodat God sy storie aanhou skryf nie. Ja, Josef het nog sy eie besluite geneem, maar toegelaat dat dit binne die wil van God is, binne die wil van God se storie vir sy lewe dit inpas. En in die uitleef van sy storie, in sy gewone lewe, het Farao en ander mense vir God raak gesien. En Farao wat niks weet van God nie, en hy sien sy gees raak. En dit is waar ons moet opdaag. Dis hoe ons moet lewe. Ons moet so God se storie in ons lewe leef. Ons moet besef dat al het ons op 'n anderste manier uitgekom waar ons nou sit, is God nog steeds besig om die rolprent se storie te skryf. Ons moet die storie so leef dat God vir al die mense met wie ons in kontak kom in hierdie week, dat mense vir sy gees in ons sal raak sien. Ek sluit af met die laaste vers van Josef. Dis Josef wat vir sy broers kom wys wie hy is. Genesis 45 vers 4 tot 5. Kom 'n bietjie nader, het hy vir hulle gesê. Stadig en bang het hulle nader geskuifel. Toe het hy weer gepraat.
ek is julle broer Josef. Julle onthou nog die dag toe julle my verkoop het? Moenie bang wees en moet julle self ook nie meer verwyd nie. Hoor hierso, eintlik was dit God wat alles so laat gebeur het. Dis die storie. Hy het my Egipte toe laat kom, sodat ek julle in hierdie honger jare kan help. Josef en God is besig om 'n storie te skryf. Dit was God wat alles so laat gebeur het. Dis God wat die storie geskryf het al voor die begin. Eintlik het God hulle in Josef se storie ingeskryf. Jy leef 'n storie, God se storie. En jy moet dit weet. En jy moet dit leef, sodat ander God en sy gees in jou kan sien. Sodat jy 'n lewe kan leef met 'n uitroepteken. Ek het gedink my pad is klaar geskryf, dat elke fout my laaste hoofstuk bly. Ek het gewonder waarheen hierdie pad sou gaan, maar die hand was stil besig met my naam. Wanneer die donker bladsy oopvou en ek nie weet wat môre gaan bring, Is daar 'n stem wat sag kom fluister, ek het nog nie klaar geskryf nie. U skryf my storie, Here, met genade in elke lyn, selfs deur my donker hoofstukke sal die lig nog altyd skyn. Ek sien nie al die antwoorde, maar ek hou vas aan U. My lewe is 'n storie wat U nog klaar gaan skryf. Daar was daar waar hoop verdwyn, en ek gedink het, dis die einde van die lyn. Maar U verander trane in 'n lied en wys my, hierdie is nog nie die einde nie. Selfs wanneer baie skief begin draai En my planne uit mekaar val, is U besig agter die skerms om iets mooier te maak as wat ek kan. U skryf my storie, Here, met genade in elke lyn, selfs deur my donker hoofstukke sal die lig nog altyd skyn. Ek sien nie al die antwoorde, maar ek hou vas aan U. My lewe is 'n storie wat U nog klaar gaan skryf. Elke deur wat ek nou loop, is nog 'n sin in U verhaal. Elke wond wat U genees, word genade in my taal. En eendag sal ek terugkyk, U sien wat U kon doen, dat elke bladsy in my lewe na U